Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 19de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Glenys Breitenbach, DA se nuwe hoofsweep. Jou volle storie is hier te kry. Die staat kan nie vir die dokter sê waarom te werk nie. Madlanga kommissie se tweede verslag is reg. Griquas en Pumas pak mekaar hierdie Saterdag in Kimberley. Een hantavirusgeval in Sandton behandel. Dame Protea span besig met afrondingswerk. Glenys Breitenbach is as die DA se nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering aangewys. Sy neem oor by George Mikalakis wat onlangs as parlementêre leier verkies is. Breitenbach is 'n voormalige senior aanklaer en dien al meer as 'n dekade in die parlement. Sy was veral bekend as die DA se woordvoerder oor justisie en veiligheidsake. As hoofsweep sal sy verantwoordelik wees vir die dissipline en orde binne die DA se caucus, parlementêre strategieë, onderhandelinge binne die regering van nasionale eenheid en die bestuur van DA parlementslede. Glenys Breitenbach se aanstelling as die DA se nuwe hoofsweep in die parlement word as 'n belangrike strategiese skuif van die party beskou, veral in die huidige tyd van die regering van nasionale eenheid. Breitenbach neem die pos oor nadat George Mikalakis onlangs tot parlementêre leier van die DA verkies is. Haar aanstelling plaas een van die party se mees ervare en sterkste stemme in 'n sleutelposisie binne die nasionale vergadering. Wie is Glenys Breitenbach? Voor haar politieke loopbaan was Breitenbach 'n senior staatsaanklaer by die nasionale vervolgingsgesag, oftewel die NVG. Sy het bekendheid verwerf vir haar harde standpunte teen korrupsie en georganiseerde misdade. Sy het later by die DA aangesluit en het sedertdien verskeie belangrike rolle vervul, insluitend woordvoerder oor justisie, lid van parlementêre portefeulje komitees en senior onderhandelaar oor wetgewende sake. Politieke ontleeders meen die DA kies Breitenbach omdat sy baie ervare is, sterk in debatvoering is, nie maklik terugstaan in politieke konflikte nie en 'n goeie begrip van wetgewing en regsprosesse het. Haar aanstelling kan beteken dat die DA meer aggressief in parlementêre debatte gaan wees, sterker fokus op korrupsie en staatsbeheer gaan plaas. Kritici meen sy kan soms konfronterend voorkom, veral in verhitte politieke debatte. Die hof het bevind dat die staat nie vir enige dokter mag sê waar hy of sy praktyk moet bedryf nie. Hierdie uitspraak beteken basies dat die regering nie sommer vir dokters kan voorskryf waar hulle privaat praktyke moet open of gaan bedryf nie. Dit raak aan grondwetlike regte soos vryheid van beroep, handel en beweging in Suid-Afrika. Die hof het bevind dat 'n dokter self moet kan besluit waar hy of sy wil gaan werk, of dit nou 'n stad, 'n dorp of landelike gebied is. Die staat kan wel dokters aanmoedig om in sekere gebiede te werk deur aansporings soos beter salarisse, bonusse of voordele aan te bied, maar hulle kan dit nie afdwing nie. Hierdie tipe uitsprake kom gewoonlik wanneer die debat is oor 'n tekort aan dokters in landelike gebiede, staatsbeurse met dienskontrakte of regulasies oor mediese personeel waar hulle geplaas moet word. Kritici sê dit maak dit moeiliker om gesondheidsdienste na afgeleë gebiede te bring, terwyl ondersteuners van die uitspraak meen dit beskerm professionele vryheid en voorkom staatsbeheer oor private praktyke. Die aankondiging dat die Madlanga kommissie besig is om 'n tweede verslag vir die president saam te stel, beteken dat die ondersoek nog nie afgehandel is nie en dat verdere bevindings of aanbevelings verwag kan word. Die kommissie onder leiding van regter Mboyesile Madlanga is aangestel om spesifieke kwessies te gaan ondersoek en onafhanklike aanbevelings aan die regering te maak. 'n Tweede verslag dui gewoonlik daarop dat nuwe getuies of dokumente nogtans ondersoek word, addisionele onderhoude gevoer is, sekere bevindings verder uitgebrei moet word of daar nog aanbevelings oor aanspreeklikheid en optredes gemaak gaan word. Sodra die verslag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig gaan word, kan dit moontlik lei tot verdere dissiplinêre stappe, beleidsveranderinge, regsoptredes of verdere parlementêre ondersoeke. Die inhoud van die tweede verslag is nog nie volledig openbaar gemaak nie, maar daar word verwag dat groter duidelikheid sal gegee word oor die kommissie se finale standpunt. Hantavirus is 'n virus wat hoofsaaklik deur knagdiere soos muise en rotte versprei word. Mense kan siek word wanneer hulle besmette stof, urine, mis of speeksel van hierdie diere inasem of aanraak. Belangrike dinge wat gewone mense moet weet oor die hantavirus: hoe versprei dit? Wanneer mense 'n plek skoonmaak waar muise was, soos stoorkamers, skure of ou huise, deur stof in te asem wat besmet is, soms deur 'n byt van 'n besmette knagdier. Simptome: die siekte begin gewoonlik soos griep, koors, hoofpyn, spierpyne, moegheid en naarheid, in ernstige gevalle moeilike asemhaling, longprobleme, lae bloeddruk.
Hoe beskerm jy jouself? Hou jou huis en erf skoon van enige muise, maak gate toe, nie droë muismis opvee nie, spuit dit eerder met ontsmettingsmiddels, dra handskoene en 'n masker wanneer jy besmette areas gaan skoonmaak. Vervoerowerhede meen dat gerekenariseerde leerlinglisiensietoetse 'n groot rol speel om bedrog en korrupsie by toetssentrums te kan verminder. Met die nuwe elektroniese stelsel word vrae outomaties deur 'n rekenaar gegenereer, wat beteken dat daar minder menslike inmenging is tydens die toetsprosesse. Maak dit moeiliker vir beamptes of kandidaate om antwoorde vooraf te bekom of punte onwettig te verander. Voordele van die gerekenariseerde stelsel sluit in vinniger uitslae, minder papierwerk, beter rekordhouding, streng identiteitsverifikasie en groter deursigtigheid by toetssentrums. Owerhede glo dit kan help om sogenaamde koop van lisensies hok te slaan en verseker dat bestuurders werklik die padreëls ken voordat hulle voertuig gaan bestuur. Kritici waarsku egter dat sommige mense, veral ouer aansoekers of die met beperkte rekenaarervaring, dalk eers opleiding nodig het om gemaklik met die digitale stelsel te kan werk. Daarom word daar ook gepleit vir hulpbeamptes by toetssentrums om nuwe gebruikers te kan bystaan. Gesondheidsowerhede monitor tans 'n geval waar 'n Britse burger in Suid-Afrika positief is vir die Hantavirus getoets is en die tans behandeling ontvang in 'n hospitaal in Sandton. Volgens berigte reageer die pasiënt goed op behandeling en toon tekens van herstel. Hantavirus word meestal versprei deur kontak met besmette nagdiere soos rotte en muise. Die virus versprei nie maklik van mens tot mens nie, wat beteken dat die algemene publiek se risiko tans as baie laag beskou word. In sommige gevalle kan die infeksie ernstig raak en die long of niere aantas. Sekere vorme van die virus het wêreldwyd 'n hoë sterftesyfer, met sommige studies wat toon dat ernstige gevalle tot ongeveer 40% of 50% sterftes kan hê indien pasiënte nie betyds behandel sal word nie. Daar is tans geen aanduiding van 'n wye uitbreking in Suid-Afrika nie, maar owerhede hou die situasie baie fyn dop. Kenners waarsku dat die konflik in die Midde-Ooste moontlike groot invloed op die pluimveebedryf in Suid-Afrika kan hê, veral weens stygende vervoerkostes, ontwrigte handelsroetes en dierder invoere van grondstowwe. Die pluimveebedryf is sterk afhanklik van ingevoerde produkte soos graan, soja en sekere voerbestanddele. Wanneer spanning in die Midde-Ooste oliepryse opstoot of skepsroetes ontwrig, raak brandstof en internasionale vervoer baie duurder. Dit verhoog uiteindelik die kostes om hoenders te vervoer en te versprei. Bedryfsleiers waarsku dat dit kan lei tot hoër pryse in hoenderprodukte, verhoogde produksiekoste vir boere, moontlike tekorte aan sekere voerbestanddele en druk op werksgeleenthede in die landbou en in die voedselbedryf. Daar is ook kommer dat wêreldmark onsekerheid die rand verder kan verswak, wat ingevoerde produkte nog duurder sal maak vir plaaslike produsente. Die Pumas en die Griquas maak gereed vir wat een van die grootste plaaslike rugbykragmetings van hierdie seisoen kan wees, wanneer hulle mekaar Saterdag in Kimberley pak in die eindstryd van die SA bekerfinaal. Die wedstryd dra ekstra betekenis by, omdat beide spanne oor die afgelope paar jaar hulle self gevestig het as van die mees kompeterende unies, beide die tradisionele groot franchises. Die Pumas het veral 'n reputasie opgebou vir hulle vinnige, aanvallende spel en 'n vermoë om verdediging onder groot druk te kan plaas met hoë tempo rugby. Hulle agterlyn was deur die kompetisie gevaarlik met goeie ondersteuning, sterk balhantering en kliniese afronding van baie drie. Aan die ander kant is die Griquas tradisioneel baie sterk op hulle tuisveld in Kimberley. Die span speel gewoonlik met groot intensiteit voor hulle ondersteuners en is bekend vir hulle fisieke voorspelerspel, sterk skrams en aggressiewe verdediging. Die Griquas sal egter glo dat hulle ervaring en tuisveldvoordeel die verskil kan maak in die wedstryd. Ondersteuners in Kimberley word verwag om die stadion vol te pak, wat 'n vurige atmosfeer behoort te skep vir hierdie eindstryd. Kennis verwag dat dissipline, doelskopwerk en beheer in die laaste kwart van hierdie wedstryd moontlik die deurslag kan gee tussen hierdie twee spanne. Die hoofafrigter van die Bulle, Johan Ackerman, het 'n beroep op skeieregters en wedstrydbeamptes gedoen om meer bestendigheid in hulle beslissing tydens wedstryde toe te pas. Volgens Ackerman skep wisselvallige toepassing van reëls sommige frustrasie vir spelers en afrigtingspanne, veral in hoëdrukwedstryde waar klein besluite 'n groot invloed op enige uitslag kan hê. Ackerman meen dat konsekwente beslissings by die afbreekpunte, skrams en verdediging noodsaaklik is, sodat spelers duidelik kan weet wat van hulle verwag word. Die ontmoeting teen Munster Rugby gaan waarskynlik 'n fisieke stryd wees, aangesien die Ierse span bekend vir hulle gestruktureerde voorspelerspel en sterk verdediging. Die Bulls sal op hulle beurt weer probeer om 'n tuisveldvoordeel en die hoogte van Pretoria te gebruik om druk op hierdie besoekers te plaas. Ondersteuners verwag 'n intense atmosfeer by Loftus Versveld met albei spanne wat 'n plek in die halfeindronde sal probeer verseker.
Die Suid-Afrikaanse nasionale sewespan, beter bekend as die Blitsbokke, is tans besig met hulle finale voorbereidings vir die laaste 2 internasionale sewestoernooie van hierdie seisoen in Spanje en in Frankryk. Die hoofafrigter Philip Snyman fokus sterk daarop om die span se tegnieke, wedstrydtempo en verdediging verder te slyp voordat hulle teen top internasionale teenstanders te staan sal kom. Die Blitsbokke sal in 'n groepwedstryde teen Groot-Brittanje se nasionale sewespan, Kenia se nasionale sewespan en Australië te staan kom. Snyman het beklemtoon dat konsekwentheid en dissipline baie belangrik gaan wees, veral teen spanne soos Australië wat bekend is vir hulle vinnige balbeweging en gevaarlike aanvalspel. Brittanje bring tradisioneel 'n fisieke aanslag na die sewesformaat, terwyl Kenia altyd as een van die mees onvoorspelbare en atletiese spanne beskou word. Die Blitsbokke werk glo hard daaraan aan beter afronding van kanse, vinnige ondersteuning by afbreekpunte, verdediging 1-teen-1 en slimmer spelbestuur in die laaste minute van die wedstryde. Die afrigtingspanne wil ook seker maak dat spelers fiks en vars bly vir die intense tempo van internasionale sewes rugby, waar spanne verskeie wedstryde oor 'n kort tydperk gaan speel. Die komende ICC Women's T20 Wêreldbeker, wat van 12 Junie tot 5 Julie in Engeland aangebied word, gaan een van die grootste toetse tot nou toe nog vir Protea vroue cricketspan wees. Die toernooi bring die wêreld se beste T20 spanne bymekaar en daar word reeds groot opgewondenheid rondom die kompetisie ervaar. Die hoofafrigter van die Suid-Afrikaanse nasionale span, Mandla Mashibini, is tans hard besig om spelers fisiek en geestelik vir die wêreldbeker voor te berei. Oefenkampe, wedstrydsimulasies en spesiale vaardigheidssessies vorm deel van die span se voorbereidings, terwyl die afrigtingsspan probeer om die beste moontlike kombinasies saam te stel. Mashimbi fokus glo sterk op konsekwente bulwerk onder groot druk, skerper veldwerk, aggressiewe kolwerk in die laaste bulbeurte en beter wedstrydbestuur in moeilike situasies. Die finale groep spelers is tans nog nie aangekondig nie, maar daar word verwag dat ervare spelers saam met jong talent ingesluit sal word om balans in die span te kan inbring. Die afrigtingsspan monitor tans spelers se vorm, fiksheid en prestasies in plaaslike en internasionale wedstryde voordat die finale keuses gemaak sal word. Kriketondersteuners in Suid-Afrika wag nou gespanne op die aankondiging van hierdie finale wêreldbekerspan. Die Suid-Afrikaanse atletiekspan het 'n baie sterk vertoning gelewer in Ghana en huis toegekeer met 9 goue medaljes, wat weer eens hulle groeiende status in Afrika atletiek bevestig het. Die prestasie wys dat Suid-Afrikaanse atlete toenemend mededingend in verskeie dissiplines teen sterk kontinentale opponente is. Die span het uitgestaan in beide baan- en velditems met veral goeie vertonings in nalope wat insluit die 100 meter en 200 meter. In verskeie aflos-items, hekkies en velditems, hierdie soort medalje-oes is belangrik omdat dit nie net vir individuele suksesse beteken nie, maar ook wys dat die breër atletiekprogram in Suid-Afrika besig is om vrugte te dra. Jong atlete kry blootstelling op internasionale vlak, terwyl meer ervare atlete steeds konsekwente prestasies oplewer. Die Giro d'Italia het vandag weer ervaar en die fokus is sterk op die Deense fietsryer Jonas Vingegaard, wat deur baie kenners as een van die gunstelinge vir die algehele titel beskou word. Die Giro is een van die 3 groot Grand Tours in internasionale padfietsry en strek oor 3 weke se strawwe wedrenne, insluitend bergpasse, tydtoetse en langplatskofte. Die jaar se uitgawe eindig eers op 31 Mei, wat beteken dat die volgende dae en weke krities gaan wees vir enige ryer met ambisie vir die pinktrui. Hoekom Vingegaard as gunsteling gesien word? Jonas Vingegaard is bekend vir sy uitstekende bergklim vermoë, sterk tydtoeting en vermoë om meerdagse wedrenne konstant te wees. Hy het reeds in vorige Grand Tours bewys dat hy onder druk kan presteer en dat hy veral gevaarlik is in bergtappes en groot tydverskille kan maak. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jy voer tussen registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1526, Polokwane 1020, Lephalale 1224, Mbombela 1024, Mahikeng 1322, Pretoria 1221, Johannesburg 1219, Ermelo 519, Kalahari 1528, Gaborone 1424, Richards Bay 1426, Pietermaritzburg 1022, Durban 1524, Port St. Johns 1423, Pongola 1226, Maputo 1726, Bethlehem 517, Bloemfontein 29 in die middag, Allewal Noord 29 in die middag, Welkom 1021, Vryburg 1223, Kimberley 1323, Appington 1526, Prieska 1325, Springbok 1121, Karasburg
1526, Keetmanshoop 1728, Mariental 1528, Alexanderbaai 1320, Brandvlei 1424, Loederitsbaai 1421, Vredendal 1527, Kaapstad 1622, Sutherland 1812, George 1421, Jeffreys Bay 1520, Gebarra 1521, Grafreinet 9 en 18, Kaapogillas 15 en 18, De Aar 1221, Molteno 6 en 16, Beaufort West 11 en 18, Oos-London 15 en 19, Mabalane 1529. Ons verkorte weerberig vir vandag. Die Weskaap gaan gedeeltelik bewolk wees en koel tot matig warm, winderig aan kusgebiede. Die Noord-Kaap koel met sonnige tye, plek bewolk. Die Oos-Kaap bewolk langs die kus met moontlike ligte reën. Die Vrystaat koel tot koud met gedeeltelike wolke. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel met ligte kuswinde. Gauteng koeloggende met gedeeltelike wolk en later sonnig wees. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel. Limpopo provinsie sonnig en aangenaam warm. Noordwes provinsie koel tot matig warm met wolke in sekere plekke. Markaanwysers lyk so: die rand verhandel teen R16.64 teenoor die Amerikaanse dollar, die pond verhandel teen R22.22, 'n euro kos R19.37, die Australiese dollar kos R11.91, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $1,971, palladium kos $1,408, goud per fyn ons is $4,542, silwer per fyn ons is $76.83, Brent olie per vat is $109.99. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.